Awesome, dankie. Dis so lekker om saam met jou te kuier vanoggend en soos gewoonlik, wat 'n voorreg om die woord vir jou te bedien. Is altyd vir my lekker, is altyd vir my opgewonde. Ek is opgewonde oor wat ons gaan deel vanoggend. En soos jy gehoor het, van volgende week af begin ons so met 'n intro van die reeks en dan die reeks van ons campaign. So ons is regtig opgewonde, maar vanoggend wil ek so 'n bietjie met jou deel dalk wat jy dalk 'n bietjie vreemd sal vind van 'n kanselaar van Dr. Dayo. Dit gaan oor die gedagte van, wat doen God met my sonde? Wat doen God met my sonde? En soos wat ons met mense kommunikeer, met mense tyd spandeer, in verhouding met mense staan en so meer, hoor jy baie keer goed soos, weet jy wat, ek was nou 'n ruk lank oor see en dit wat daar gebeur het, my wiele het heeltemal afgekom. Bedoelende, ek weet nie eens meer of ek 'n Christen is nie. Iemand sal kom en sê, die laaste tyd is ek so deur 'n moeilike egskeiding, dat ek weet nie hoe om weer die Here net van aangesig tot aangesig te beleef nie. Of in ons familie is daar so baie striweling, daar's soveel verhoudingsbreek. Ek weet nie of ons regtig as 'n familie by 'n plek gaan kom waar ons die vryheid gaan beleef en regtig wat dit beteken in ons verhouding met die Here nie. En so kan ek aangaan met redes hoekom wat mense vir ons gee oor hoekom ek nie noodwendig kwalifiseer vir God se beste in my lewe nie. Nou as jy dalk vanoggend hier sit met 'n gedagte van, jy weet, my sonde is daarom nie soos die ander ouens nie, jy weet, ek is nou nog nie heeltemal dit nie, ek steel net die paperclips by die werk, jy weet, dis nie te erg nie. Ek sit nie met die uitdagings wat ander mense mee sit nie. Onthou ek, Alan Platt, die vader van Dr. Dayo het 'n storie vertel van toe hy in die weermag was. En dan sit hulle daar in Angola of waar ook al, toe ons nog oorlog gevoer het. Dan sit hulle daar en dan haal hy korporaal so 'n blaaibord uit onder 'n boom. En dan verduidelik hy en hy skop so af. Hy sê, troepe, sirkel, 180 grade. Nou is daar 'n paar ouens wat nou al klaar geswat het, hulle is bietjie slimmer as dit, maar later kan dit nie meer hou nie, want jy mag ook nie te veel sê nie, want nou hardloop jy en dan moet jy 'n blaartjie gaan haal by 'n ander boom, en as jy terugkom en jy die verkeerde blaartjie gaan haal, dan moet jy weer hardloop. En maar hierdie ou kan dit nie hou nie, hy steek sy hand later op, hy sê, korporaal, ek wil net jou help, maar sirkel 360 grade. Hy sê, jou idioot, klein sirkel 180 grade, groot sirkel 360 grade. Sonde is sonde. Maak nie saak wat jy doen en hoe jy daaroor voel nie, maar ons voel so baie vasgevang in hierdie maalkolk van ons emosies, en ek kan myself nie so ver kry dat ek is so bewus van die verkeerde goed wat ek in my lewe doen, of die gewoontetjies wat ek al lankal wou gelos het, en dat ek nie regtig by 'n plek kan uitkom waar ek die vryheid beleef wat ek glo die Here vir ons het nie. So wat doen God uiteindelik met my sonde? En dan een van die goed wat ek baie keer hoor, is dat die rede hoekom dit met jou gaan, soos dit met jou gaan, is omdat jy sonde in jou lewe het. Nou, dit is belangrik om te weet dat wanneer ek hieroor praat spesifiek vanoggend, praat ons nie met ongelowiges nie. Ek praat met gelowiges wat wedergeboorte beleef het, verlossing beleef het, bekering beleef het, of wat ook al jy dit wil noem, maar jy het 'n keuse gemaak waar jy in verhouding staan met Jesus Christus. So ek praat met ons, en dis ons baie keer wat deur hierdie striweling gaan, en hier in ons binneste wat nie regtig vryheid kan beleef nie. En as dit jou bietjie laat skuldig voel oor die goed wat ek genoem het, het ek regtig vir jou goeie nuus vanoggend. Want ek lees sommer van die begin af, Galasiërs 5 vers 1, waar Paulus kom en dan sê hy sê, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So belangrik dat ek dit sal beleef van die vertrekpunt af, wanneer ons kyk na hoe hanteer God sonde, en hoe moet ek na die goed wat ek nie reg doen nie, kyk uiteindelik, it is for freedom that Christ has set us free. En is in daai vryheid wat ek jou vanoggend wil dit so 'n bietjie verpak of unpack vir jou in terme van dit wat ons kan beleef in die vryheid wat hy vir ons gegee het om te leef.
Nou is die vraag ook dat baie keer mense van ons vra, Benny, ek besef ek het verlossing beleef, ek besef ek het bekering beleef, of wat ook al jy het wil noem, maar hoekom is dit nog dat ek sonde doen en dat ek nog sonde beleef in my lewe? Nou wil ek sê, ons het uiteindelik, as jy hierna kyk, 'n identifikasieprobleem. En glo ek, dat ek vanoggend, wat dit betref, jou goeie nuus het, van wanneer ons daarmee kyk, want uiteindelik begin dit by my identifisering, luister mooi, jy kan weer hierna gaan luister, is net belangrik dat jy die goed weet vanoggend, dit gaan oor my wat myself identifiseer met die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis. Want jy sien, ons is volledig ingesluit in die val van Adam. Adam en Eva, gesondig, van die verkeerde boom geëet. Ek en jy kon niks daaraan doen nie, net in aanhalingstekens, daai wat mense altyd sê, ons is nou maar in sonde ontvang en gebore, en as niks wat ek en jy daartoe kan bydra uiteindelik nie, en dis die waarheid. Want uiteindelik is ek nie 'n sondaar omdat ek sonde doen nie, ek is 'n sondaar omdat ek uit die bloedlyn van Adam is. En dan sê ons baie keer, die kruis was 'n sukses. En dis wat jy moet beleef vanoggend. Met ander woorde, ek wil myself identifiseer in die verlossingswerk wat Jesus Christus vir ons in die kruis gedoen het. So net soos wat ons in Adam ingesluit was en uiteindelik sondig is, net so is ons volledig ingesluit in die verlossingswerk wat Jesus Christus vir ons in die kruis gedoen het. Dis hoekom Paulus skryf, hy sê die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword, en weer eens sê ek, as ons na hierdie goed kyk, is dit eintlik 'n identifikasieprobleem, want ek moet myself hiermee identifiseer uiteindelik. Nou dis verseker belangrik dat jy die volgende sal onthou, ons is met ander woorde regverdig verklaar, nie vanweë ons eie regverdige dade nie, maar omdat ons ingesluit is in die totale verlossingswerk wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het, en daarom kan ons sê, die kruis was uiteindelik vir my en jou 'n sukses. So wat doen ek nou met hierdie skuldgevoel, en dis wat ons sê, want dis die gevoel wat ek kry, wanneer ek myself nie reg identifiseer nie, wat ek myself nog steeds identifiseer met die val van Adam. Hoe kry ek, hoekom het ek nog hierdie skuldgevoel, en wat ons baie keer sien, is dat mense hardloop weg van God af, ek het nou hierdie goed gedoen, ek was oor see, ek het deur 'n egskeiding, of wat ook al die geval mag wees, of ek het goed op my rekenaar gekyk, wat ek nie moes kyk nie, en wat dit doen is, dit bring 'n skuldgevoel. En wat doen 'n skuldgevoel? 'n Skuldgevoel is, ek skuld iemand iets. Met ander woorde, ek kan nie daai persoon in die oë kyk nie, want daar's 'n skuldgevoel. En nou sien ons dat mense nie na God toe hardloop wat dit betref nie, maar hulle hardloop weg van God af. En hoeveel keer het ek dit al gesien, as ons hier in die gemeente, en ons sien later, en ek wonder waar's daai mense, ek wonder waar's hierdie, ek wonder waar's daai. En baie keer, as ons dit agterkom, dan sien ons dat daar ietsie van 'n wegdwaal was van hulle verhouding met die Here. Want hulle kom nie meer hier uit nie. Iemand het eendag gesê, dis net die siek diere wat nie by die drinkbakke uitkom nie. Want dis wat ons doen, ons hardloop weg van God af, en eintlik wil ons sien dat hy nader tot ons gekom het, en dat ons weer na hom kan kyk van aangesig tot aangesig uiteindelik. Want dis wat skuld doen, ek voel skuldig of ek voel skaam oor my lewe, en ek hardloop weg van God uiteindelik. Nou kom ek gee 'n voorbeeld, tussen my en Llewellyn en Peer, as hulle die twee die rykste ouens, en as ek nou byvoorbeeld by een van hulle twee R1 miljoen leen, wat hulle het, ek noem dit net, as ek by Peer R1 miljoen leen, en ek sê vir hom, Peer, ek gaan dit binne 'n maand vir jou terugbetaal, en na 'n maand het ek geld spandeer wat ek nie eintlik gehad het nie, en nou kan ek nie vir Peer terugbetaal nie. So wat doen dit in my verhouding met Peer? Dit bring 'n skuldgevoel. Wat doen dit in 'n verhouding met my en Peer? Ek wil hom nie sien nie. As hy die kant van die straat loop, dan loop ek aan die ander kant van die straat. Ons kuier nie meer saam nie, ons braai nie meer saam nie, ons doen niks van hierdie goed nie, want hoekom? Ek skuld vir Peer R1 miljoen. En hier is die mooi van dit, wanneer ek dan kom en iemand sê vir my, Llewellyn kom en hy sê vir my, Benny, ek het daai R1 miljoen namens jou vir Peer betaal.
Wat doen dit met my verhouding tussen my en Peer? Dit herstel die verhouding, want hoekom? My skuld is betaal. En dis wat ons baie keer beleef, ons wil eers gaan skoon word, ons skuld God iets, ons voel hierdie skuldgevoel, nou wil ek eers gaan skoon word, want ek kan nie nou, by die Here, ek kan nie eens bid nie, ek kan nie my Bybel lees nie, want ek voel skuldig, en nou wil ek eers my goedjies gaan regkry, ek wil soveel keer Bybel lees, soveel keer bid, en nou voel ek bou weer 'n bietjie krediete op, nou kan ek na God toe gaan. Daar's 'n mooi ding wat Larry Crabb skryf 'n boek, die boek se naam is The Pressure is Off. Nou kan jy hoor, en ek hoop ek stel 'n bietjie, ek create eintlik 'n bietjie van 'n spanning by jou vanoggend. Hy skryf hierdie boek, hy sê dis juist wat af is, the pressure is off. There is a new way to live. Hoor wat hy sê, ek het dit vir op die bord gesit. People who live the new way believe the law of liberty. It is for freedom. They come as they are. They do not bathe before they approach God. They come to God for the bath. They feel no pressure to change either their inner life or their outer life, but they desire change in both spheres. And they are eager to do whatever will create the opportunity for change. Dis daai ding van wat ons baie keer beleef is, as ek dan sal God. As ek hierdie goed doen en as ek my Bybel lees en as ek hierdie goed doen, dan sal God my dalk raak sien, hy sal my dalk gesond maak of my voorsien of wat ook al die geval mag wees. Ons noem dit die as en dan evangelie. En die mooiste voorbeeld vir ons is wat jy gaan lees daar in Deuteronomium 28 in die Ou Testament, dan lees jy presies dit. As jy hierdie goed doen en dan noem hy 'n klomp mooi goed wat hulle veronderstel is om te doen, dan sal hierdie lys van seëninge jou deel wees. Maar as jy hierdie goed nie doen nie, is daar nog 'n langer lys van vloeke wat oor jou gaan kom. En die heeltyd was Israel besig in hulle verhouding met die Here met hierdie uitdaging van ek moet die regte goed doen, dan sal God my seën en alles wat daarmee saamgaan. Maar weer eens, die kruis was 'n sukses. Luister wat sê Larry Crabb verder. Hy skryf, operating under the belief that you must fix yourself, allow a set of spiritual rules, or clean up your life first before you can come before God and earn His approval and or blessing. This approach creates endless performance, pressure, and self-reliance. As ek, dan sal God. Dit skep hierdie spanning tussen my en die Here die hele tyd. Hy sê maar, there's a law of liberty. Luister wat sê hy. Approaching God in your messy, imperfect state, recognizing that genuine inner transformation and spiritual cleansing happen in His presence, not as a prerequisite to entering it. Ek hoop is vir jou duidelik vanoggend, as ek Engels lees, moet jy mooi luister. Alright? So dis hoekom ek dit in Engels vir jou genoem het, dat jy kan verstaan, dis nie net normaal vir my nie. Maar ek hoop jy luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Ek gaan nie eers skoon word nie, ek gaan nie eers stort nie, ek kom soos wat ek is, en want is juis in hierdie teenwoordigheid van God, waar ek dit nou beleef, en ek kan nou sy glimlag weer ervaar, want ek kom net soos wat ek is. Want anders is dit nie, as ons praat van genade is iets wat ek nie kry, wat ek nie verdien nie. As ek dit wil verdien, die as en dan is dit nie genade nie. Dan is dit my eie poging wat uiteindelik nie gaan werk nie. Romeine 10 vers 9 tot 10 sê die volgende, en dis eintlik wat ons gebeur het by wedergeboorte, nê. Hy sê, want dis wat jy gedoen het. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dis wedergeboorte. Ek kyk na Christus, hy het vir my gesterf, ek hoor die woord, ek reageer daarop in geloof, dis wedergeboorte. Maar dan is daar 'n proses waarmee die Here met ons mee besig is. Luister wat sê hy, sal jy gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Ons moet die regte goed bely oor ons lewe. Daai woordjie redding is vertaal met die woordjie soteria, met ander woorde, dis redding. Dis om op 'n plek te kom waar ek heelheid beleef, wholeness in my lewe beleef. Dis wat gebeur, met ander woorde, ek het met my hart geglo, dit bring my in verhouding met die Here, daar's niks wat dit sal verander nie. As ek doodgaan, gaan ek hemel toe, maar nou leef ek my lewe, en dan staan daai ding van, Here, dankie dat jy met my hierdie pad stap, the process of sanctification.
Dat ek dit kan beleef, hierdie redding, hierdie heelheid kan beleef in my lewe, sodat ek weer sy glimlag kan beleef. So die feit dat ons uiteindelik ongemaklik raak oor goed in ons lewe wat nie reg is nie, is dit presies die Heilige Gees wat kom. Nie wat ons om ons te veroordeel nie, is hy wat kom en vir my fluister en sê, Benny, daar's 'n beter manier van lewe. Dis nie om skuldgevoel in ons lewe te veroorsaak nie. Paulus skryf van die Filippense, en dan skryf hy daar by Filippense 2 vers 13, dan sê hy, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Wat gebeur? Toe ek my hart vir die Here gegee het, het sy Heilige Gees gekies om in my te kom woon, en is juis uit dit uit, en ek luister na sy stem, en hy is besig om met my lewe te werk, dag na dag, tot ek eendag nie meer hier is nie. Want hy wil hom tot 'n plek bring van heelheid, van homhulnis, uiteindelik. So hoe maak ek hierdie nou vas in my lewe? Ek identifiseer myself, ek bely oor myself, dit wat hy oor my lewe sê. En nie in die verdwaasheid van my eie inabilities, om uiteindelik te probeer reg lewe nie. Luister wat sê die skrifgedeelte, Paulus skryf vir die Korintiërs, 2 Korintiërs 5, dan skryf hy die volgende, hy sê, die liefde van Christus dring ons. Met ander woorde, dis juis sy liefde, dis juis sy genade, dis juis sy goedheid, sê die Bybel, wat my tot bekering wil lei. Hy sê, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het, en dat dit dus beteken dat almal gesterf het. Wat beteken dit as jy voel skuldig? Met ander woorde, as ek skuldig voel, dan verwag ek straf. En dan sal ons vir mense sê, jong, ek jou net verduidelik hoe warm die hel is, en ons maak die hel nog so 7 grade warmer, net laat mense kan repent, en laat mense kon tot 'n bietjie by kan kom. Dis nie wat hy sê nie. Dis juist my liefde wat jou wil trek uiteindelik. Want hoekom verwag ek straf vir iets wat daar reeds voor gestraf was? Nie net vir die sonde wat ek gedoen het, wat ek nou mee besig is, of wat ek nog gaan doen nie. Alles is ingesluit in die volmaakte werk wat Jesus Christus vir ons in die kruis gedoen het. As een gesterf het, daarom het almal gesterf. Met ander woorde, wanneer ek myself identifiseer met dit wat Christus vir my in die kruis gedoen het, dan is ek daarbey ingesluit, in sy dood, in sy kruisiging, dis waarmee ek myself geïdentifiseer het, in sy begrafnis, ek het saam met hom opgestaan, en nou wat lekker is om te weet, is wat Efesiërs 2 Paulus skryf, hy sê, nou sit ek saam met hom in hemelse plekke. Waar is hemelse plekke? Aan die regterhand van die Vader. Ek en jy moet onsself sien op daai plek spesifiek. Dis waar ek myself sien uiteindelik. Dis daarmee wat ek myself identifiseer, aan die regterhand van die Vader, the place of authority and decision making. Dis waar ek sit. As ons nou kyk na sonde, dan sien ek dit anders. Ek begin dit anders te beleef. Met ander woorde, sonde is uiteindelik buite my natuur. Dis hoekom jy so ongemaklik voel. Die Heilige Gees kom en Benny, daar's iets meer vir jou. Hierdie goed gaan jou seermaak. Dit gaan nie vir jou goed wees nie. Jy weet, dit is soos daai ou wat gesê het, hy gaan 'n bietjie spring as 'n jag met sy rooi Ferrari. Die ding is nie gebou daarvoor nie. Met 'n paar manne, 'n paar goedjies in, jy weet, net te veel van wat ook al. En nou sien hulle daai rooi Ferrari en sê daar's geen springaas wat vir die ding gaan weghardloop nie. Dit gaan lekker wees, want hy's vinnig. Maar môreoggend, as jy na daai Ferrari kyk, dan weet jy, ek het hierdie Ferrari aangewend buite sy skepingsdoel. Jy weet, wat is wat die duiwel met ons wil kom doen? Hy wil verduidelik, hierdie goed is lekker, want sonde is mos nou lekker, dis hoekom ek nie daarmee kan ophou nie. Maar dit gaan jou seermaak. Hy is nie daar om jou lekker tyd te gee nie. Hy is daar om te steel, te slag en te verwoes, en ons sien dit in mense se lewens, wanneer ons kyk na families, huwelike en alles wat daarmee saamgaan. Hy is uit om jou te verwoes. Hy is nie daar om jou lekker tyd te gee nie. Ek kan my speel in iets meer. Een het gesterf, daarom het almal gesterf. Nou is die vraag, kan ek maar aanhou sonde doen? Want daar is mos nou genade. Kan ek maar aanhou sonde doen, want ek staan nou in die verhouding met die Here en hy glimlag oor my. Luister wat sê Romeine 6, baie belangrik. Ek onthou mense kom na my toe, dan sê hulle, Benny, kan ek gedoop word?
Dan sê ek, hoekom vra jy my? Dis 'n opdrag in die woord. Hy sê, nee, maar ek is nog nie daar nie. Nou wil ek weet, waar is daar? Waar ek myself net kan verloor. Luister wat sê hy. Hy sê, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Dan sê hy, beslis nie. Kan ek dit reguit in Afrikaans sê? Jy stupid. Jy verstaan nie dit nie. Hoe kan ons, wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Want hoekom? Sonde is nie meer deel van jou natuur nie. Ek het 'n nuwe natuur in Christus. Ek is wedergebore. Ek leef nie meer nie. Christus lewe nou binne in my. Hy sê, dis 'n nuwe natuur. Hy sê, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, identifikasie, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Een het gesterf, daarom het almal gesterf. Een het opgestaan, daarom het ons almal opgestaan. Dis wie ons is, dis ons identifikasie. So ek lewe nie meer nie, Christus lewe nou in en deur my. So genade is nie 'n ticket vir sonde nie. Genade is nie 'n groen lig vir sonde nie. Mense verwar dit. Want hoekom? Ek het 'n nuwe natuur. Want hoekom? Ek verstaan nie, as jy dit nog so redeneer, dan verstaan jy nie verhouding nie. Ek en Welna is hierdie jaar 35 jaar getroud. Ek wil nie droog maak nie, want hoekom? Daar's verhouding. Dis wat ons beleef. En ek beleef hierdie verhouding, ek beleef hierdie glimlag, ek beleef hierdie kuier, ek beleef hierdie fellowship met hom uiteindelik. Ek wil nie droog maak nie, want genade kom nie uiteindelik en vergewe nie. Genade is ook daar om my te bekragtig, om die lewe te leef, die heelheid te beleef wat hy vir my instoor het. Ek sluit af met hierdie storie van die vrou wat aan oorspel betrap was. Ons lees die storie daar in die evangelies, waar ons onthou die storie waar daar 'n vrou is in oorspel betrap is, in Afrikaans is sy het seks met 'n ander ou gehad wat nie 'n man is nie. Ek het altyd gewonder, waar was die man in die storie, maar anyway. Hulle gooi haar voor Jesus neer, die fariseërs en die skrifgeleerdes gooi haar voor Jesus neer en sê, hierdie vrou, ons het haar heterdaad betrap, ons moet haar stenig. Dis wat die wet sê. Hulle het vergeet hulle werk met Jesus. Hy sê, nee, is reg, dis wat die wet sê. Maar hy selfe wet sê, hy wat sonder sonde is, moet die eerste klip gooi. Jy weet, 180 grade. Iemand sonder sonde is met die eerste klippe gooi. Nou weet ons, daar's 'n klomp geraamtes in hulle kaste. So wat doen hulle? Hulle raak weg, nie een tel 'n klip op nie. Die enigste een wat die klip kon optel was Jesus homself. Nou kyk hy op en nou vra hy vir haar, is daar niemand wat jou veroordeel nie? Ek het gedink Jesus kon sien as niemand nie. Maar weet jy wat? Hy wil haar bedien with a gift of no condemnation. Is daar niemand wat jou veroordeel nie? Hy sê niemand nie. Luister jy wat Jesus sê, want genade kom vergewe nie net nie, genade kom bekragtig my. Hier sê wat hy vir haar sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan en sondig nie weer nie. Dis wat genade doen. Hy skep vir haar die ruimte van no condemnation. Daar's geen oordeel nie. Jy's vergewe, jy's 100% staan nie regverdig voor die Vader, nie op grond van jou kwalifikasie nie, maar op grond van wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. En daarom staan ek rein en heilig voor hom, want hoekom? Ek is in Christus Jesus. Want jy sien, is juis in hierdie verstaan van my van vryspraak, it is for freedom, dat ek dit kan besef, en dit vat my op 'n plek wat ek sê, Here, dankie dat ek die goed kan los in my lewe wat nie van U af is nie, sodat ek op 'n plek kan kom wat ek vryheid kan beleef soos wat U dit vir my bedoel het. Ek is nie ou wat sê jy moet amen sê nie, maar die Here weet, jy kon nou amen gesê het. En vanoggend het ons geleentheid om nagmaal te gebruik. Kan ek vir jou een ding sê? Die nagmaal. Jy gaan vanoggend daai broodjie vat. Die genade van die Here wat hy vir ons gegee het by die instelling van die nagmaal. Ek vat daai broodjie, dis iets konkreets. Jy gaan sien hoe jy daai broodjie so skeer. Jy gaan sien hoe jy gaan voel hoe hy jou tussen jou tande net geknars word. Weet jy wat, dis wat Jesaja 53 geskryf het. Hy is vir ons oortredinge
is hy gestraf. Vir ons oortredinge is hy verbrysel. Dis wat die woord daar sê in Afrikaans. Die straf wat op ons moes kom, was uiteindelik op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vanoggend moet jy beleef, as jy genesing nodig het in jou liggaam, vat daai broodjie vanoggend en sê, Here, dankie vir die konkreetheid van u woord en dit wat u vir my gedoen het aan die kruis, sodat my liggaam selfs kan reageer al. Die vergifnis van sonde is daai druiwesappie, is die bewys, Here, dankie, terwyl ek daai druiwesappie so drink en hy my keel afgly en ek besef die realiteit en die werklikheid daarvan. So werklik staan ek vanoggend in vryspraak. It was for freedom. It is for freedom that Christ has set us free. Beleef dit vir jouself vanoggend. So ek gaan vir ons bid en dan nooi ek jou uit, gaan aan die tafels toe, daar's tafels reg by die auditorium. En nou voel jy ook, baie mense sê, ek het sonde in my lewe, ek kan nie nagmaal gebruik nie. So asof jy dit uit jou eie kon doen. Dis juist die bewys daarvan. Vanoggend kan jy dit gebruik met oorgawe en sê, Here, dankie vir vergifnis van sonde. Staan saam met my. So Here, dankie dat ons vanoggend soos dit U gebid het, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is my bloed wat vir julle gevloei het, toe ek gesterf het. Dankie dat ons die konkreetheid van die realiteit, van dit wat U vir ons in die kruis gedoen het, vir elkeen van ons persoonlik kan ervaar en konkreet kan ervaar, in werklikheid kan ervaar. Dankie dat ons vanoggend, elkeen van ons, soos wat U Jesus aan die regterhand van die Vader sit, ons ook daai plek van heelheid en intimiteit mag beleef. Dankie dat ons hierdie tafel vir U kan gee, dit wat hier gebeur, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy is welkom om so na die tafels toe te beweeg.